Goeiemôre kykers. Ons kuier heerlik vandag hier in St. Helena Bay in ons studio en ons gesels met Olfie vanoggend. Goeiemôre Olfie, hoe gaan dit? Môre gaan baie goed, dankie. Baie dankie dat jy tyd afgestaan het vandag om met ons te kom gesels oor 'n baie belangrike saak en dit is boedelbereddering. Dis my groot plesier, ek hoop ek kan almal help. Nee, ek is seker jy gaan. Ons het nou self met die afsterwe van my pa het ons self gesien hoe belangrik is dit om vooraf ingelig te word rondom hierdie prosedure. Vertel nou vir my, jy het jarelank by Absa gewerk. Ek gaan nou 'n bietjie draai laat ek jou so in jou mooi oë kan kyk. Jy het nou jare by Absa gewerk. Ja. En jy het boedels gedoen. Ek doen dit, ja. Verduidelik bietjie vir ons, wat is die proses van hier het ons nou 'n familielid wat afgesterwe het? Die proses is, volgens die boedelwet, as 'n persoon te sterwe kom, Ja, hanteer eers die boedel se begrafnis. ja. In die boedelwet maak ook voorsiening vir begrafniskoste. So as die oorledene geld in sy eie rekening het, kan jy die faktuur van die begrafnisondernemer na die bank toe vat, hulle kan van sy fondse onttrek en dan die begrafnisnemer betaal. Of Ja. as dit verby is, dan gaan jy na jou wat die testament bepaal, of as jy 'n prokureur het, trustmaatskappy, of dan gaan rapporteer jy eers die boedel. Ja. Die boedelproses is jy rapporteer, daar's vorms wat voltooi moet word, wat by die meester ingedien word. By die meester moet ingedien word 'n sterfkennis, inventaris, die oorspronklike testament, ID van die oorledene, doodsertifikaat, die eksekuteurinligting. Dan reik die meester die eksekuteursbrief uit. Dit vat so tussen 3 tot 4 weke. Dis die proses. Dan is die eksekuteursbrief uitgereik is, dan plaas jy die artikel 29 advertensie, dit is debiteure en krediteure. Hy verskyn een keer in die koerant en hy loop 30 dae. En watter koerant verskyn? Dit kan in die burger wees, dit kan in die Engelse koerant wees, maar dit moet ook in die staatskoerant wees. So dit hang af van watter area jy bly, so dan word hy daar geplaas. As die hierdie tydperk, ekskuus dat ek nou spring, hierdie tydperk is wanneer iemand vir jou geld skuld, of jy skuld vir hom geld, dan 'n eis indien of vir jou laat weet. Ja. As die advertensie verstryk en jy het al die inligting, stel jy die likwidasie en distribusierekening op, soos op datum van dood. Dan word hy by die meester ingedien, die meester kyk daarna, hy vergelyk hom met die testament, hy kyk of alles volgens die testament beskryf is, dan reik hy 'n vraelys uit. Dan is die vraelys uitkom is goed wat hy wil hê jy moet doen. Ja. Dan word die artikel 35.5 advertensie geplaas. Een keer in die koerant, 3 weke loop hy, as ook by die landdroskantoor. Nou dis die likwidasie en distribusierekening, sodat as iemand 'n beswaar teken teen die rekening het, dan kan hulle by die meester of by die landdros dit indien. As die advertensie verstryk het, kan jy die uitbetalings, gedeelte van die erfenis uitbetaal, sou daar 'n kontanttekort wees, betaal jy dit in, en daarna kan hulle eers met die eiendomoordrag begin. En SARS boedel kan ook nie afgehandel word voor SARS se finale aanslag nie, geryk of sy uitklaring nie. Kan ek jou net daar iets vra wat ons nie verstaan het nie? My pa is nou al 88 toe hy oorlede is. Hy het nou al jare nie meer 'n SARS opgawe eers ingedien nie, maar hy moet nog steeds hierdie uitklaring by SARS kry. SARS sal dit baie gou uitreik, want hy is nie op hulle stelsel nie. So hulle sal dit eers doen nadat hulle die likwidasie en distribusierekening gekry het, en dan sal hulle dit uitreik. So daar gaan die dokumente ingedien word, want hulle gaan vir jou voor die tyd sê. Ja. Julle in hierdie proses is maar tydsaam. Ja, hy is. Jy kan maar, ek probeer, of kom ek sê, mense probeer dit binne 9 maande, jy kan nie korter nie, maar deesdae werk dit nie meer so nie. Die meesterskantore is agter. Jy sukkel om die goed te kry, hulle verlê hulle alles. So, ja, jy kan 'n jaar wag, jy kan 'n jaar en 'n half neem. Ja. Ons het deesdae nie beheer oor al die goed meer. Ja. En jy doen dit nou
nie meer deur 'n bank nie. Nee, ja. Jy doen dit net op jou eie. Ja, ek doen dit. En dit maak dit baie makliker want 'n mens kan maklik vra en jy kan maklik uitleg te kry van hoekom die goed so. Soos hulle moet nou my pa se gewere gaan haal en jy sê dis heel normaal. Dit is die verloop. Ja, gewere mag die eksekuteur nie hou nie. Mits hy 'n syf het. Ja. As hy nie het nie, dis baie veiliger om by 'n vuurwapenhandelaar in te boek. Laat hulle dit vir jou hanteer want hulle help jou ook met die lisensie. En as dit afgehandel is, dan kan jy die vuurwapens terugkry. Want as die polisie die huis gaan besoek dan kan jy definitief in die moeilikheid wees. Ja. So. Sê vir my, voertuie wat nou in die boedel is, ek wil praat nou weer van ons. Ja. My ma, hulle se voertuie is baie oud, is in die 70er jare al gekoop en afbetaal en alles. Daar is nie eens 'n natus nêrens in een van daai leers van hulle nie. Daar is nou die lisensies wat uitgeneem is elke jaar, dit is daar. Maar daar's geen natus sertifikaat hoegenaamd nie. Wat gebeur nou? Hoe word hierdie voertuie nou oorgedra na die persoon wat dit geërf het? Daar die eksekuteur teken 'n vorm en vul dit in, dan gaan dit verkeersdepartement toe. Jy doen aansoek vir 'n duplikaat en dra die kar oor. Dit as die langslewende die erfgenaam is, kan hy ook nie deur 'n toets nie. Net as 'n kind of iemand anders hom koop, maar die gadesin gaan nie deur 'n toets nie. En die huis, want die huis hulle was binne gemeenskap van goedere getroud, nou moet die huis oorgedra word net na langslewende toe. As hulle binne gemeenskap getroud is die helfte van die huis reeds op die langslewende en die ander helfte op die oorledene, so jy werk op die helfte van die waarde van die oordragskoste. Maar in die likwidasie en distribusierekening binne gemeenskap moet jy die totale waarde bereik, nie die helfte nie. Dis een nadeel van binne. Ek betaal 2 keer eksekuteursloon op dieselfde boedelwaardes. Maar die transport gaan net die helfte kostes wees. Ja. Want die ander helfte is reeds op die langslewende se naam. Nou julle, vandag sit ek hier en dit is asof daar 'n hele wêreld vir my oopgaan oor boedelbereddering, want ek moet vir julle sê dit was vir ons 'n kopseer want ons het nie geweet wat vir ons wag nie. So dis baie belangrik dat jy jou vergewis dat jou goedjies in plek is, want die dood is nie vir een van ons gespaar nie. Nee, dit is so. En veral as jy bemakings wil hê. Sorg dat jy 'n testament het met al die bemakings volgens jou keuse. As dit intestaat is, erf almal 'n gelyke dele. Wat beteken intestaat? Intestaat is soos byvoorbeeld jou ouers as binne gemeenskap getroud, hulle het nie 'n testament nie. Dan die helfte is die oorledenes en die helfte is die gadesin. Ja. So jy kan nie die oorledene se helfte hanteer jy, maar die gade se helfte bly die helfte. Ja. So sy erf outomaties die helfte. Dan erf sy 'n kunsdeel wat 250 is, saam met haar kinders. So as die kinders sê net die balans is 100 000 en daar's 3 kinders plus haar, dan deel jy dit deur 4. As daai meer as 250 is, dan erf sy dit meer en die balans gaan na die kinders toe. Dit maak baie sin, ja. Of nou as daar iemand is wat nou kyk vandag na ons gesprek, waar kan hulle jou in die hande kry? Hulle kan my 'n WhatsApp stuur, hulle kan my bel, hulle kan my e-mail, enige tyd. Kan jy vir ons jou WhatsApp nommer en jou e-mail gee, dan kan ons dit ook net in die kommentaar met ons kykers deel. Ja, my e-mail is Ulfie, is OELFIEVH1955@gmail.com. My selfoonnommer 076 211 3672. Nou ons gaan hierdie kontakbesonderhede vir julle ook gee op die skerm dat julle dit kan afneem en of jy kan kontak. Hoe ver werk jy? Werk jy net op die Weskus of werk jy reg oor die hele land? Ek werk tot in Pretoria. Ek werk vir mense tot in Pretoria, Durban, George,
Uitenhaag. Ek het dan van Bloemfontein, so ek werk omdat ek van die huis af werk en op die rekenaar werk, so ek werk net nie met jou kliënte nie, as dit so ver is nie, want dit, maar ek doen nie vir jou die alles op die rekenaar. Ja. Nou daar het julle dit. So maklik is dit ook deesdae om jou boedelse sake uit te sorteer. Dit word ook afstand gedoen op 'n rekenaar uit iemand se huis uit. En dit maak dit baie makliker. Ons het nie hierdie opsie gegaan nie, ons het deur die bank gegaan en dit het dit vir ons maar 'n bietjie moeiliker gemaak omdat my ma ouer is en gesukkel het met die taal. Die taal was 'n probleem om dit uit te sorteer, so ons kinders moes dit nou maar oorneem. Ja, dit is en op daai ouderdom, want dit is vir die langslewende 'n geweldige skok. Die skok is wel groter, want hulle was jare maats gewees. Jy moet oorneem. Ja. Al is jy ook 30. Die skok bly erg en my aanbeveling is moenie vir die eerste 3 maande enige besluit neem nie. Want jy is nie in die toestand om 'n besluit te neem nie. Laat iemand jou help, laat jou kinders jou help of wie jy vertrou om sekere goed vir jou te doen, maar moet niks dokumente teken nie. Ja. Nou ja, daar kry jy 'n wyse raad van iemand wat weet wat aangaan. Baie dankie. Dit was nou 'n lekker en insiggewende gesprek wat ons twee gehad het. Baie dankie. Dit het vir my sommer baie deure oopgemaak. Julle baie dankie dat julle saam met ons gekyk het vandag. En as julle iemand nodig het, al is dit net raad, skakel haar, vra. Dis beter om 'n ingeligte besluit te maak as om 'n fout te maak. Baie dankie, dit was 'n groot plesier. Mooi dag vir julle en mooi lewe.